Gerard, wil jy nie vir my daai prent net opsit nie, asseblief man? Daar is 'n goeie aand, welkom, ek is bly jy is hier. Dankie dat dit vir jou belangrik is. Dit is 'n aangrypende boek, die boek van Hosea. Ek sit vandag die hele dag al met so knop in my keel. Dit is 'n geweldige emosionele hoofstuk. As jy nou wonder of God emosioneel is, dan gaan jy dalk vanaand anders oor God dink. En ons gaan, dit gaan jou emosioneel raak. Hoop ek, want dit moet. En ek hoop jy gaan vanaand iets leer van God en sy liefde vir ons. Ja, kom ons word stil en bid ons. Ons Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat U met ons bemoeienis maak. Dat U net nie ophou nie. Dat U keer op keer ons nader trek. Here, U is oneindig vol liefde. Here, ons kan nie verstaan hoekom U soveel deernis weer en weer en weer met ons het nie, want ons verdien dit glad nie. Dankie dat U is wie U is. Dankie dat U ons liefhet. En Here, as ons vanaand ook gaan praat oor 'n klomp emosionele sake, wees vir ons naby. En hou ons in die liefdeshart ook vas asseblief. Amen. Goed, kom ons is besig, ons het laasweek stilgestaan by Hosea, ons het gelees van, ek hou van daai opskrif, The Prophet and the Prostitute. Kom ons praat gou oor, wat het jy laasweek gehoor, wat het jy gesien, wat het jy beleef, wat het jy saamgevat, iets wat jy dalk die week oor gedink het oor Hosea. Goed. Goeiemôre. Goed. 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 Jonas sê die ding wat daar tref, en dis opmerklik ook die aanhoudende sonde en die opsetlike sonde en die doelbewuste sonde van die volk. Nee. En die Here bly vir hulle lief en gee vir hulle kans. Daai hoofstuk 1 is eintlik 'n groot genadeverhaal, nee, hoe die Here in plaas van om dit net uit te wis en te stop, sê goed, maar hier is vir jou nog kans. En daar's nog 'n kind, daar's nog kans, daar's nog kans, nee. Goed, kom ek. Okay. Hou bietjie daai vas oor Hosea se pyn en God se pyn. My volgende vraag gaan vra, hoekom doen God dit aan Hosea? En dit het met daai ding te doen oor Hosea, nee. Wat nog? Goed. Ek dink is 'n belangrike voorbeeld, die intensiteit, want dis seker die diepste, intiemste, seerste verhouding waarna mens kan wees as 'n huweliksverhouding.
Nee. Dit kan ook die wonderlikste verhouding wees wat jy jouself aan kan dink, maar dit kan ook die plek wees waar jy die vernielste word. Nee. En dat God juist kies om 'n huweliksverhouding voor te stel as sy verhouding met sy volk. Dis die mees intiemste verhouding wat daar is. Mens kry nie 'n intieme verhouding. Jy kry nie 'n plek waar ek dink mens seerde kan kry is daar nie. En God verbind hom op so 'n manier met sy volk, dat hy noem, jy is my vrou, jy is my bruid, en ons gaan nou in die volgende hoofstuk alles lees, hierdie emosies wat 'n ou beleef met 'n egskeiding. Dat die Here, ons het laas gepraat oor wie Hosea en wat hy beleef het, ons het gepraat oor teleurstelling en vernedering en al die goed wat deur 'n ou se stelsel gaan met 'n egskeiding nie, en met ontrou. Ek het so gehoop hierdie slag sal jy doen, en die vernedering dat iemand ten spyte van alles wat jy reg doen en dit jou bes doen om dit vir hierdie persoon so goed as moontlik en veilig te maak, dat daai persoon jou vertroue vat en dit vir jou teruggooi en sê ek stel nie belang. Ons gaan vandag iets van daai emosies lees nie. Goed. Goed. Marie praat oor die simboliek van die boek, Gomer wat eintlik die volk voorstel, Hosea wat eintlik God voorstel, en kom ons kyk gaan na die volgende skyfie, Gerard, asseblief. Sommige die vraag, why would God? Hoekom sou die Here dit aan Hosea doen? Hoekom sou hy hom deur hierdie verhouding laat gaan en weet dat hierdie vrou prostituut is, en weet dat hy verneder gaan word, en weet dat hy verwerp gaan word, en weet dat daar eintlik nie uitkoms is nie. Hoekom sou die Here vir die profeet deur hierdie hele proses stuur, willens en wetens dat dit hom gaan seermaak, willens en wetens dat hy gaan verneder word, willens en wetens dat hy soos 'n mislukking gaan voel? Hoekom? Why would God? Kom ons vra gou 'n teologiese vraag. Okay. Goed, twee kante, dat die Here eintlik vir Hosea sê, voor jy kan praat, moet jy eers voel. Nee, voordat jy kan namens my praat, moet jy eers in jou eie lyf voel. Nee, dat jy weet wat beteken egbreek,
voor jy praat daaroor. Dat jy weet wat beteken pyn voor jy praat daaroor. Dat jy kan weet wat beteken verwerping, hoe ek voel. En ons sal nooit verstaan hoe God voel. Nee, maar dis die enigste manier hoe ons 'n kykie in God se wêreld kan kyk. En as 'n ou God emosioneel beleef, nee, stikkend. Jy kan nie dink God is so nie. Nee, dat die storie, en kyk, die eerste helfte is, die eerste hoofstuk is 'n verhalende hoofstuk nie. Wys gou die volgende skyf asseblief Gerard. Daar is nou 'n kaart vol emosies. Baie keer as ek met 'n kind pastoraat sal doen, sou ek so 'n kaart hê. En hy sou inkom as ek nou vir hom vra, hoe voel jy vandag? En dan sou hy nou sy emosie kies en sê, goed, ek voel bly, of ek voel hartseer, ek voel teleurgesteld, of wat ook al nie. Maar as 'n ou oor God dink, dan dink 'n ou baie keer nie oor iemand wat baie emosies is nie. Nee, hy word kwaad, weet ons van. Maar hierdie bondel emosies wat aan hoofstuk 2 lees, nee, vang jou amper ontkant. Maar die verhalende deel daarvan berei jou voor. Druk gou die knoppie Gerard. En 'n ou moet onthou, die meeste van Hosea is poesie. Nee. En wat is poesie? Poesie is gedigte. Dis 'n versameling wat oor Hosea se leeftyd het hy die gedigte geskryf. En sy volgelinge het toe dit op 'n stadium saamgevoeg. So daar's 'n verhalende deel, hoofstuk 1 byvoorbeeld is 'n verhalende deel, hoofstuk 2 is net poesie. En poesie gebruik jy om iets anders te sê wat jy nie met 'n verhaal kan sê nie. Jy kan met poesie klink anders as 'n storie. Nee, dis emosievol, dis 'n hart wat geopenbaar word. Nee, jy vertel nie 'n storie nie, jy sê wie jy is en wat in jou binnekant aangaan. Ek sien die nuwe manier van poesie skryf is dat ou nie meer komma en punte in die goed sit nie. Sommige net te dink, net iets wat uit jou binneste uitvloei en vloei en vloei en vloei. Iets hiervan is dalk waar. Goed, so as ons lees, dan weet ons het te doen met poesie vanaand. Sê gou die volgende een. Ons het te doen met liefdestaal. Mense wat lief is wat mekaar praat, mense wat lief is wat teleurgesteld is aan mekaar, mense wat kwaad is, maar wat steeds lief is mekaar. So dis liefdestaal, dis nie, jy gaan nie 'n rasionele argument hier vind nie. Jy gaan nou nie Paulus vind wat sê punt A, B, C, D nie. Jy gaan 'n warboel emosies kry. Want dis liefdestaal. Soos mense sal voel, en dit moet jouself jou indink, eintlik iemand wat op die punt staan van 'n egskeiding. En ek is so die duiwel in vir jou, want jy het my verneek, en jy het my verneder, en jy het dit vir my moeilik gemaak, en al die emosies, dit is wat ons gaan raak lees. Ja, en dan die woord emosies. Goed, kom ons lees. Het ons gebid? Ons het gebid. Goed, hoofstuk 2 vers 1 sê, kla julle moeder aan, kla aan, sy is nie meer vrou nie, nie meer my vrou nie, en ek is nie meer haar man nie. Wat is dit wat julle opvang daar? Kla julle moeder aan. God is die man. Hy sê, sy is nie meer my vrou nie, maar hy sê, sy is nie my vrou nie, sy is julle moeder. Mense wat deur egskeiding gaan, het jy dit al gehoor nie? Sê, jou ma maak so en so, of jou pa maak so en so. Nee, emosionele taal, nee. Sê man, en onthou, die verhalende deel was nou oor Hosea se lewe, en skielik hier is God aan die woord. Nee, God praat deur Hosea,
En hy is besig om hierdie volk wat hierdie wegloopverhouding het aan te kla. En hy sê, ek kla julle aan, en dan gebruik hy 'n egskeidingsformule. In die destydse wêreld was, Bybelse wêreld was dit die egskeidingsformule. Sy is nie meer my vrou nie, en ek is nie meer haar man nie. So God maak sy intensie duidelik, ek gaan van jou skei. Nee, ek kla jou aan, ek gaan jou skei, want jy is besig om rond te loop, en jy is besig om dit moeilik te maak. Aanklag en 'n egskeidingsformule. Goed, volgende vers. Sy moet ophou om ontrou te wees en sy moenie meer oorspel pleeg nie, anders. Hoor julle dit as mense vir mekaar kwaad is in daai egskeidingsverhaal? Sê, as jy nie ophou daarmee nie, as jy nie daarmee gaan breek nie, as ek weer jou vang met oorspel, gaan ek jou vernietig. Ek gaan jou kaal uittrek, ek gaan jou mors. Nee, egskeidingstaal, nee. Anders trek ek haar kaal uit en maak haar so weerloos soos op haar geboortedag. Ek sal haar soos 'n woestyn maak, soos 'n dorre land, sy sal van dors doodgaan. Ja, sê as jy so maak, kyk wat gaan ek doen. Ek gaan jou kaal uittrek, letterlik staan aan Hebreëus die term wat hulle vir slawe sou gebruik het, wat hulle klere sou afruk. Nee, as jy nou maar kaal weet, sal ek jou kaal maak. Nee, ek sal jou kaal uittrek voor almal. En onthou die Here praat, dis hy wat in die woord is, oor sy volk, nee, hoor julle die verskriklike emosie waarmee hy besig is, nee. Sy sal van dors doodgaan en ek sal nie eens omgee nie. Nee. Goed. Ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buiteegtelike kinders. Hulle moeder was 'n prostituut. Nie my vrou nie, hulle moeder. Hulle moeder was 'n prostituut, sy het swanger geword omdat sy haar skandelik gedra het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dis hulle wat sorg dat ek brood en water en wol en vlas en olie en drank het. Wat is dit wat julle raak lees? Wie is die minnaars? As julle dink aan laasweek wat ons gepraat het oor die agtergrond en oor die wêreld van Hosea, wie is die minnaars? Goed, ja nie, julle maar die Baal-godsdiens, nee? Julle sal onthou, ons het laas keer gepraat oor die Baal, hulle het geglo, dit was 'n vrugbaarheidsgodsdiens, en het geglo, as dit reën, is dit Baal se sperm wat op die aarde val, op moeder aarde, en moeder aarde word bevrug, en dan sê die Baal-godsdiens, maar jy kan net vrugbaarheid verwag, as jy Baal die offers bring, want Baal is die vrugbaarheidsgod. En daarom, in die minnaars, as jy net terug gaan gerad, dat die volk sê, maar ons het brood en water en wol en vlas en olie en drank. Dit kom van Baal af. Nee. Dat die Here is soos wat jy vir jou vrou sorg en vir alles gee wat sy nodig het. En dan kom sy by jou en sê, weet jy wat? Kyk tog wat het my boyfriend vir my gegee. Nee. Eintlik is my boyfriend baie beter as wat jy is. Eintlik is dit hy wat vir my sorg. Jy dink jy sorg vir my, maar jy doen eintlik niks nie. Eintlik is dit my boyfriend. En dit is presies wat daar sê, nee, ek gaan na my minnaars toe. Ek gaan na die Baal-godsdiens toe, want is hulle wat vir my sorg. En julle sal onthou, ons het laasweek gepraat oor die hele ding, oor die oorlog met Israel, met Juda, en dat hulle hulp gaan soek het by Syrië, en gesê het, maar ons wen, omdat ons by Syrië gaan hulp kry het. En die Suidryk het hulp gaan kry by Assyrië, en gesê, maar dis hoekom dit met ons gaan. Nee. En hierdie is 'n tyd wat die volk baie goddeloos was.
en sommer die Here se uitdrukking daarvan nie. Goed, kom ons lees verder. Sê die Here, daarom gaan ek haar pad versper met doringtakke en haar afkamp, sodat sy nie haar planne kan uitvoer nie. En as sy dan haar minnaars probeer opsoek en hulle nie raakloop nie, hulle soek en hulle nie kry nie, sal sy dalk sê, ek sal na my eie man toe teruggaan, want ek was by hom beter versorg is nou. Dan sê die Here, ek gaan jou toekamp, ek gaan jou toesluit. Ek gaan maak dat jy nie by die Baalgode uitkom nie, ek gaan maak dat jy nie gaan opsoek by iemand anders nie. En mooi daai versigtiging, dalk sal sy sê. Nee, 'n mens hoor daai emosionele taal nie. As ek haar op so 'n manier kan weghou van iemand, as jy nou dink aan iemand wat deur 'n verhouding gaan, wat is die eerste ding wat jy probeer doen? Jy sê, jy mag hom nie weer sien nie. Nee, jy moet beloof, jy gaan alle kontak met hom verbreek. Jy mag hom nooit weer bel nie. Nee, ek probeer hulle sommer nou in daai wêreld in, en dit is wat die Here sê. Maar onthou, ek gaan jou nou so inperk, dat jy nergens het om te gaan nie, behalwe ek nie. En miskien sal jy dan agterkom, maar dis ek wat vir jou sorg, en nie die ander ouens nie, nee. Goed, emosionele taal. Goed, ons gaan verder. Sy wou nie erken dat ek is dit vir koring en wyn en olie en baie geld gee nie. Geld wat sy in elk geval vir Baal gebruik het. Daarom gaan ek die koring en wyn wat sy by my kry, terughou in die oestyd. Ek gaan ook die wol en die vlas terugvat wat ek haar gee om haar naaktheid te bedek. Ek gaan haar nou kaal uittrek voor die oë van haar minnaars. Nie een sal haar kan help nie. Daai woord daarbo erken in die Hebreëse taal, onthou dis poesie, en julle wat nou poesie gedoen op skool, weet mens kan 'n klomp betekenisse aan sekere woorde sit omdat dit emosionele taal is, nie. In Hebreëus is daai woord ken. Sy wou nie my ken nie. En 'n ou sou daai woord nou op 'n klomp maniere kon interpreteer, nie. Sy wou my nie fisies ken nie. Sy het fisies my vermy. Sy het geweet wie ek is, sy het geweet waar ek is, sy het geweet waar toe ek in staan is, maar sy wou my nie ken nie. Sy wou liever iemand anders ken. Nee. Ou sou ook 'n emosionele betekenis daaraan kon gee. Sy wou my nie ken nie. Oor die pyn daaraan, nee. Sy wou nie my ken nie en sy wou my ook nie herken nie as die gewer van die goed nie. Ek is die een wat vir haar dit gegee het. Ek het vir haar die wol gegee en die vlas, ek het haar naaktheid bedek. Dis ek wat dit gedoen het. Maar sy wou dit nie herken of ken nie. Die derde betekenis sou ook wees 'n baie intieme ken, soos wat man en vrou mekaar sal ken op 'n seksuele vlak. Mens praat byvoorbeeld baie keer hulle ken mekaar. Nee, daar's amper 'n seksuele konnotasie daaraan. Oor 'n verskriklike naby om mekaar op ons diepste vlak te ken. En dit sou ook kon suggereer. Sy wou my nie ken nie. Sy wou nie naby my kom nie. Sy wou nie weet wie ek regtig is nie. Sy het net belang gestel in dit wat ek vir haar kon gee, maar sy was nie ingestel om my te ken nie, vir wie ek is, en wat ek vir haar kan doen, en wat ek vir haar kan gee nie. Sy het die verhouding misbruik vir haar voordeel, maar sy het nie omgegee wie ek is nie. Sy het my nie herken nie, sy het my nie geken nie. En dit is deel van hierdie verskriklike eintlik pynuitroepe wat hier is, nê. Sy wou nie my ken nie, sy wou nie my herken nie, dat dit ek is wat vir haar baie geld gee, en wat maak sy met dit wat ek vir haar gee? Sy spandeer dit op die Baals. Nee. Sy sê, ek gee vir haar al die goedes, en sy sê, maar kom nie van jou af nie. En ek gaan dit spandeer op die Baals. Kan ou iets hoor van hierdie pyn van God, nee,
hierdie frustrasie met die volk en die emosies, nee, wat daar sit, nee. Ek gaan haar kaal uittrek vir die oor van haar minnaars is weer daai selfe begrip wat ek nou. Goed, ek gaan haar verneder. Hoekom gaan ek haar verneder? Omdat sy my verneder. Is egskeidingtaal. Is woedetaal. Jy doen dit aan my, ek gaan dit aan jou doen. Ek gaan vir jou wys. Jy maak my seer. Ek gaan jou kaal. Ek gaan jou prokureer toe vat en jou kaal uittrek en dan gaan vir jou niks oorbly nie. Egskeidingtaal. Nee. Ja, ek gaan jou verneder soos jy my verneder. Dis eintlik wat daar staan. Goed. Ga wat volgende is. Ek gaan 'n einde maak aan al haar vreugde, feesvreugde, haar hittefees, haar nuwe maansfees, haar sabbatsfeeste, al haar feeste. Gaan haar wingerde en haar vyebome verwoes, die dinge wat sy sê, dis my beloning wat my minnaars my gee vir my dienste. Ek gaan dit 'n boskasie maak en die wilde diewe sal dit opvreet. Waaroor gaan dit hier? Oor Israel se godsdiens. Sê ek gaan 'n einde maak aan haar vreugdefees. Vir haar is dit 'n vreugdefees. En dan noem hy al die feeste op. Haar hittefees, haar nuwe maandfees, haar sabbatsfees, al haar feeste. Sy is in hierdie wonderlike plek. Julle sal onthou, ons het gesê in die tyd van die Jerobeam 2 het eintlik baie goed gegaan met die volk, nê. En hulle het 'n oorvloed gehad en dit het baie goed gegaan met hulle, nê. En hulle het maar vermeng met die volke en dit het met hulle goed gegaan. Maar wat sê die Here oor hulle godsdienst? Hulle dink hulle godsdienst is vreugdefeeste. Was dit vir die Here vreugdefeeste? Nee. Hy sê, ek gaan 'n einde maak daaraan. Hoekom? Want hulle loop rond. Hulle dien my en hulle dien baie ander gode ook. Nee. Kan jy dalk iets hoor, ons gaan nou ook iets daaroor sê, oor 'n jaloerse God. Het is moeilik om partykeer oor God te dink as jaloers. Ons weet die Bybel sê hy is 'n jaloerse God, nee. Maar iets van jaloesie hoor jy hier, nee. Ek sorg vir jou, ek gee vir jou die bome, ek gee vir die vyebome, en jy sê, hierdie Baal, kyk hoe wonderlik sorg hy vir ons, hy gee vir ons al die goedes, want hy is die vrugbaarheidsgod. As godsdienste begin vermeng, nee. En daarom die ding oor God, dat hy sê, ek is die enigste Here, daar is na my geen ander Here, want die oomblik, as jy God plus iets het, dan is dit wat gebeur, want dan is daar vergelykingspunte. Nee, maar my geld sorg eintlik vir my, is nie God nie, of is my polis, of my pensioen, of my gesondheid, of my kinders, of my God plus enigiets, nee. Maak dat daar onmiddellik verwysingspunt is, en ek sê, ag Here, jy hoef nie vandag te help nie, ek is okay. My bankrekening is reg vir vandag. Hou jy besig met die kinders in China vandag wat nie kos het nie. Ek is okay. Kan jy die pyn hoor oor God, en veral as dit goed gaan, is dit nie so nie. Baie keer as mense saam swaar kry, dan gaan dit met hulle goed, want hulle het 'n gemeenskaplike doel. Die oomblik as dit begin beter gaan, en as daar begin geld in die stelsel kom, en dis nie meer ons trek saam nie, dan is dit maklik om iemand anders te kry. Het julle dit al beleef en gehoor en gesien? Ja, mense hoor dit dikwels, nee. As mense swaar kry, dan ons gaan dit maak, en as dit goed gaan dan, en dit is wat daar gebeur, dit het goed gegaan, hierdie vreugdefeeste wat hulle gehou het, maar die Here sê, ek hou niks daarvan nie, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor julle, en dit gaan oor julle rondloop, en dit gaan oor julle, en ek gaan hierdie
hierdie wingerde en hierdie vyebome verwoes en hy gaan 'n boskasie maak en die wilde diere sal dit opeet. Goed, kom ons gaan aan. Ek gaan al laat boet vir al die kere wat sy die baals gedien het en vir hulle geoffer het, vir al die kere wat sy uitgedos het met ringe en versiersels agter haar minnaars aangeloop het en my vergeet het, sê die Here. Hierdie baie intieme verhouding, nee. Die Here sê, jy maak jou mooi vir ander mans. En 'n mens het eintlik die enigste verwysing wat 'n mens het, is 'n huwelik. Kan jy nou dink wat gebeur as jou vrou jou al mooi maak vir iemand anders? En jy sê, sy lyk so mooi, maar jy weet, dis nie vir jou nie. Hierdie aangrypende woorde, sy het my vergeet, sê die Here. Sy loop agter ander gode aan. Sy wil nie vir my luister nie. Sy wil nie weet dis ek wat vir haar sorg nie. Sy vergeet my. Kom ons stop, volgende skuifie net wys Gerard, net vir 'n oombliekie. Kom ons vra gou die vraag, wie is God? In hierdie, wat hoor jy van God? As God in die woord hier is, jy hoor hom nergens soos jy hom hier hoor. Kom ons dink vir 'n oomblik, wie is God? Kom ons stop net hier en sê, wat leer dit vir ons oor God, wat ons nie dalk van hom geweet het nie? Kom ons deel gou, wie is God? Goed, hy's 'n versorgende God, nee, hy wil graag gee, hy wil graag versorg, hy wil graag klere en kos en al die goed vir sy volk gee, nee. Goed, hy's 'n versorgende God, nee. Goed, wat nog? Goed, hy's geduldig, heeltyd hierdie, ek hoop, miskien as ek dit doen, as ek haar afkamp, miskien sal sy dan onthou dis ek, nee. En geduldig en elke slag weer en weer. Wat sou die heel maklikste gewees het? God wat enigiets kan doen en wat al die mag het. Cheers. Ja. Maar goed, maar dink hoe maklik sou dit wees. Is genoeg. Cheers. Maar God wat nie ophou nie. Nee, en ten spyte van keer op keer weer teruggaan en weer soek en weer uitreik en weer moontlikhede maak. Oor God se oneindige liefde. Goed, wat nog? Jonas. Ekskuus. Goed, Baptist sê, daar is nie duisternis, die plade, die gawe van die Gees oor God wat aanhou en wat geduldig, vriendelik, goedhartig, selfbeheersing, al die gawes van die Gees en dit aanhou bly doen net, ten spyte van. Goed. 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 'n Mens kan nie verstaan dat God dit doen nie. Dit gaan jou verstand te bowe. Nee. Dat God is anders as ons. Nee, ons sou lankal moed opgegee het. Nee. En die Here maak dit duidelik vir sy volk, maar as ek wat sorg. Julle dink is iemand anders wat sorg.
Selfs julle dink dit is vanselfsprekend, maar dis nie. Dis ek wat dit doen. En julle gee nie erkenning daarvoor nie, net iets van daai pyn. Goed. Ja, en is maklik om te dink is ek wat dit doen. En is my handewerk en is my pogings wat maak dit met my goed gaan nê. En dan agter die skerm sien jy, maar dis God wat dit vir jou gee nê. Goed. Ja. Ek dink sommer vir 'n oomblik oor jou eie lewe. Hoeveel kansse gee die Here jou? Ja. 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 Dink net oor hoeveel kansse gee die Here vir jou? Nee. En hy hou nie op nie. Nee, en hy vergewe en hy begin oor en oor. Mens sien God hier op 'n prentjie van hom oor wie hy is, wat jy nie baie in die Bybel sien nie. Nee, 'n geweldige liefdevolle eggenoot. En dat hy hierdie verhouding kies. Goed. Goed, dankie vir kans en keuse. Kom ons kyk die volgende. Ek het sommer die woorde gesê, God's love is relentless. Relentless. Dit hou net aan en aan en aan en aan. En nou kom seker een van die mooiste dele in die Bybel wat daar is. Dink ek persoonlik. En dis oor emosies, nê. Aan die een kant is hy hierdie, ek gaan jou uitroei, ek gaan weer 'n boskasie maak. En die volgende moment, en dis wat ons nou laas keer ook vir mekaar gesê het, hoe naby lê woede en liefde aan mekaar in Hosea. Hulle lê so teen mekaar. Hulle is bedmaats. En dis die ongelooflike ding oor God. Nee, hy een oomblik kondig hy straf aan, en die volgende moment kondig hy genade aan. En dis presies wat hier gebeur. Ek gaan jou boskasies, ek gaan dit boskasie maak van al die goed is. En dan die volgende vers, sê hy, tog sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ja, tog sal ek weer begin om haar die hof te maak. En wat is hof maak? Om weer met haar moeite te maak en haar om te sien en haar uit te reik in 'n liefdesverhouding. Nee. Die volgende vers is aangrypend. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar daar sê. Hoekom die woestyn? Hoekom sal ek haar na die woestyn toe vat en mooi dinge daar vir haar sê? Daar's niks. Daar's niemand om daartoe te gaan nie. Daar's nergens waartoe sy kan hardloop nie. Dit is altyd lekker toe ons in Klerksdorp het ons gaan stap met die kinders in die canyon. En jy gaan slaap rustig want hulle kan nergens heen gaan nie. Hulle kan nie rondloop nie, hulle kan nie kwaad doen nie. Hulle is net tussen hierdie groot berge, hulle is net daar. Nee. En interessant hoe die Here baie keer die woestyn gebruik as 'n plek van toenadering. En dink nou 'n bietjie mooi oor die twee perspektiewe. Wat is jou perspektief oor 'n woestyn en wat is God se perspektief oor 'n woestyn? As jou opsies opdroog en jy het nie meer ander opsies nie,
en jy's in 'n woestyn, hoe voel jy? Uitgelewe, is verby met my, ek gaan dood van die dors, ek gaan dit nie maak nie. Hoe lyk 'n woestyn in God se perspektief? Nou moet jy op my staat maak. Ja, ek is nou die enigste een wat kan help. En daarom sê ek sê jou weer woestyn toe vat, en baie keer dink ons oor ons woestyntyd as die verskriklikste tyd in ons lewe, maar as jy mooi dink oor jou verhouding met die Here, wat was die kere wat jy die naaste aan hom was? Toe jy niks anders gehad het nie. Jy weet die Here is genoeg as dit alles wat jy het. Jy weet dat die Here vir jou aan alles kan sorg as jy niks anders het nie. As jy nie nog opsies het nie, en hierdie kant en hierdie kant nie. 'n Woestyn is die plek waar die Here vir jou die mooiste goed in die lewe kan sien. Het is daar waar die Here sy volk weer die hof gaan maak. Ek gaan na 'n woestyn te vat en daar die hof maak en daar vir mooi dinge sê. Want daar's nie ander ouens wat in haar oor fluister en sê, doen dit of maak so of dink daaroor. Dink 'n bietjie daaroor. Oor 'n woestyntydperk, ons wil so vinnig as moontlik daar uitkom. Maar hoekom het die Here die volk vir 40 jaar woestyn toe gestuur? Want hulle moes leer om op hom staat te maak. Hulle moes leer, dis hy wat kos gee, elke dag. Dis hy wat kwartels gee, dis hy wat water gee. Elke slag as daar 'n probleem was die Here daar. En hy kon vir hulle sorg. Uit Israel se perspektief was dit 'n woestyntydperk, maar uit God se perspektief was dit een van die, as hy 'n jaloerse God is, wonderlike tyd. Ja. 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 So is mooi, nee. En dit laat ons dink oor ons eie woestyntyd. Is nie noodwendig die slegste ding wat met jou kan gebeur nie. Trouwens, partykeer is dit juist die heel beste ding wat jy het, dat jy besef, ek moet my ander goed los en ek moet in die Here vashou. En partykeer as ek daar in 'n hospitaalbed lê en niemand het niks meer wat die dokters vir my kan doen nie. Dan dink ek nie die Here en dan kom ek agter, maar dis genoeg. Want hy sorg vir my nie. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê. Volgende een, asseblief Gerard. Wanneer ons daar is, sal ek vir haar wingerde gee. Waar is dit in die woestyn? Hoe is dit moontlik? Goed, by God is alles moontlik. Hy kan in die woestyn 'n wingerd gee. Vir ons is dit nie moontlik nie. En daarmee wil die Here vir die volk sê, maar onthou, ek kan doen wat niemand anders kan doen nie. As jy my getrou is, en as jy my liefde beantwoord, kan ek vir jou wingerd gee in die woestyn. Volgende een. Ek sal die akkerlaagte 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. Wat was die akkerlaagte, weet julle? Goed, dit gaan oor Joshua. Hulle het 'n slag, 'n oorlog gevoer. Ek probeer nou op die woord kom, 'n banoorlog. Die oorlog, ekskuus, ek kan nou nie woord presies onthou nie. Maar dit het gegaan oor dat hulle moes 'n oorlog namens die Here gaan voer het en hulle mag niks van die goed saamgevat het nie. Want die oorwinning het in die Here behoort. So hulle moes ingegaan het, alles doodgemaak het, al die vee, al die goud, al die goed net gelos het as 'n offer vir die Here. En ons lees daarvan, ek dink Josua 24, dat hierdie oorlog het plaasgevind en toe het Akan gesien, sjoe, maar hier's goud en hier's silwer en hy het van die goed gevat en in sy tent gaan begrawe. En toe die volgende dag moet hulle Ai gaan aanval en Ai was 'n ou klein staatjie en hulle sê toe vir mekaar, goed, maar ons het vir Ai net 3000 mense nodig. Want dit sal sommer maklik wees, die res van die army kan nie bly. En hulle gaan, hulle val aan,
en hulle kry op hulle herrie, en hulle moet almal drypster terugkom, 36 mense dood, en Joshua sê, maar Here, wat gaan ons maak? As hierdie klein staatjie ons wen, dan sê die Here, maar sommer daar sonde in julle is. Iemand het fout gemaak, en sê, goed, eers moet al die families by mekaar kom, en die Here wys die familie, en toe moet al die gesinne by mekaar kom, die Here wys die gesin aan, en toe wys dit Akan aan, toe sê Akan, ja, ek het die goed gevat. En die kort en lank, Akan in sy tent, en sy kinders, en sy vee, en sy almal is doodgegooi by die Akkorlaagte. En dit was 'n simbool in Israel, die Akkorlaagte, as 'n plek van ongehoorsaamheid. Maar die Here sê, ek sal hierdie simbool, hierdie Akkorlaagte, wat eintlik 'n plek van skaamte is, 'n plek van ons het nie vir die Here geluister nie, sal ek 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. Ek sal jou slegste moment, daai wat jy gedink het, maar die Here kan my nooit daarvoor vergewe nie. Ek kan niemand weer in die oë kyk nie. Dit was ek het die doodstraf verdien. Moes met klippe doodgegooi wees. Die Here sê, maar in daai moment sal ek vir jou 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. As ek met jou oor begin. Volgende een. Goed, baie mooi. Dan sal sy weer my liefde beantwoord toe sy jonk was, toe sy uit Egipte getrek het. Volgende een, asseblief. Kyk nou, ons gaan nou 'n paar goed lees, elke slag gaan daar staan die dag. OK. En wat gaan die dag gebeur? En waaroor gaan die dag? Die dag as sy my liefde beantwoord het. Want dit is wat die Here vra. Nee, dat hy nie eensydig lief het nie. Maar hy sê, ek sal haar na die woestyn toe vat, ek sal mooi goed vir haar sê, ek sal haar die hof maak, ek sal vir haar die wingerdag gee, ek sal die akkerpoort, laagtepoort na 'n nuwe toekoms maak, en dan sal sy my liefde beantwoord. En as sy my liefde beantwoord, hierdie belofte o Israel, as julle terug my lief het, soos wat ek julle lief het, as julle net my erken as die Here, daardie dag, en ons gaan nou 'n paar daarvan sit, daardie dag sê die Here, sal jy vir my sê, my man en my nie meer as Baal beskou nie. Ek sal sorg dat jy die name van die Baals nie weer noem nie, en dat jy hulle nooit weer aanroep nie. Sommige mooi in die Nuwe Testament, die bruidegom wat sy bruid kom haal, sê daardie dag sal ek en jy soos man en vrou wees. Ons sal so intiem met mekaar verkeer, en daar sal niemand anders wees wat sal saak maak nie. En ek sal sorg daarvoor. Ek sal dit vir jou moontlik maak. Vers 17, die dag, onthou die dag is weer as jy my liefde beantwoord, sal ek vir Israel ooreenkoms sluit met die wilde diere, die voëls en alles wat op die grond kruip. Ek sal die wapens vernietig en 'n einde maak aan die oorlog in die land, sodat daar rus en vrede kan wees. Harmonie met die skepping, ooreenkoms sluit met die wilde diere, die voëls en alles wat op die grond kruip. Harmonie met vrede, dit laat nou amper iets dink aan die nuwe Jerusalem, nee. Waar as die bruidegom die bruid kom haal, en wat daar harmonie gaan wees, wat die leeu en die lam by mekaar gaan wees, wat daar vrede gaan wees, en nie meer oorlog wees, nie, iets van 'n projeksie daarvan, nee. Sê die Here, sy my liefde beantwoord. Volgende een, ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Nee. Kyk bietjie hier na die ek-terme, wat God sê wat hy alles gaan doen, sonder dat hy een keer vir die bruid sê wat sy moet doen. Kyk hoe bind God homself aan haar. Lees 'n bietjie wat daar staan. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou my bind deur my weldade, my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare trou, sodat jy in my die Here toegewys sal wees. Dit is goed wat die Here sê.
Ek gaan jou my bereid maak vir altyd. Ek gaan jou bind deur my weldade. Ek gaan so goed vir jou sorg. Ek gaan so vir jou ontferm, nee. Ek gaan jou so deur my liefde en ontferming lei. Ek gaan myself in jou bind deur my onverbreekbare trou. En ek gaan dit doen. En jy gaan nie weer gaan loskom, ek gaan jou vasbind met bande van liefde en van trou nie. En onthou, dis dieselfde God wat nou gou afgegaan het oor die bruid wat nou sy liefde verklaar vir hierdie volk van hom, nee. Goed, gaan aan, asseblief Gerard. Die dag, en onthou is weer dieselfde ding, die dag as jy my liefde beantwoord, sal ek antwoord, sê die Here, ek sal die lig antwoord en die sal die grond antwoord. En die grond sal antwoord met koring, wyn en olie vir Jesreel. Ek sal my ontferm oor sonneontferming en haar vrugbaar maak in die land. En ek sal van hier my volk sê, jy is my volk. En sy sal vir my sê, my God. Wie is dit wat laat reën? As God met die lig praat? God? Nee. En wat sal die grond antwoord? Die moeder aarde, is nie Baal wat in beheer is nie. Dis God. Sê, ek sal dit met die lig praat en hulle sal reën bring. Ek sal dit bring. En ek sal met die grond praat en dit sal koring en wyn en olie vir Jesreel bring. En ek sal my ontferm oor hierdie weeskinders, hierdie buiteegtelike kinders, en ek sal my bind aan hulle met my liefde en my trou. Goed, laaste vraag. Wat op aarde bid 'n ou met so 'n gedeelte? Wat kan 'n ou vir die Here sê nadat jy dit lees? Help my gou met 'n paar moontlikhede. Goed, dankie vir genade onbeskryflik groot, nee. Dalk wees my genadig. Here, wees my sonder genadig. Ek skiet tekort, ek maak dit nie. Ek is skuldig, soos hierdie wegloopkind, nee. Hy sorg so baie keer vir my en ek gee nie vir die erkenning daarvoor nie. Ek dink is ander instansies wat vir my sorg nie. Goed, so iets van genade, iets van dankbaarheid, iets van wees my genadig, iets van God se onuitspreeklike liefde. Net 'n dankgebed en sê, Here, ek verstaan daarvan niks nie. Maar ek is net so dankbaar daaroor dat dit moontlikheid is, nie. Ja, onuitspreeklik, unrelentless. Dit hou net aan en aan en aan en aan, ten spyte van wat ek doen. Nee. Ek het nou laasweek ook gepraat oor die engele, nee, hoe bevoorreg ons is, nee, dat die Here doen dit nie met wat hy met ons doen hy nie met die engele nie. Maar hy gee vir ons genade op genade op genade. Hoekom weet ons nie? Maar ons is verskriklik dankbaar daaroor nie. Ek hoop jy hoor vandag dat die Here regtig 'n God van liefde is. 'n Emosievolle, jaloerse, liefdevolle. Hy is regtig erg vir jou. En wat jy doen maak regtig saak. En dit gaan nie by hom verby nie. Die goed en die sleg. En hy hunker daarna dat jy sy liefde sal beantwoord. En hy sê, as jy net my liefde sal beantwoord, dan sal ek vir jou die hemele oopmaak. En ek sal my bind aan jou. En dis die ongelooflike ding oor God, nee, dat hy wat enigiets kan doen, jou nie dwing nie. Hy gee vir jou die keuse. En hy gee jou die keuse om hom lief te hê of nie lief te hê nie. En dis hoekom dit die opsomming van die wet is.
Want as jy die Here lief het met jou hele hart en jou hele siel en jou naaste as jouself, dan is daar nie wette nodig nie. En daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. As ek antwoord op God se liefde, ook vir my. Ja. Goed, ek hoop jy kan ergens sag wees met jouself ook. Dis 'n baie emosionele gedeelte. Wat jy moet gaan oordink. Oor wie God is. En is nou jammer, dis 'n vrou. En dat die hele beeld oor 'n vrou gaan, want dit kon net sowel 'n man gewees het. Nee. En dit is dikwels 'n man, dis dikwels ek. Wat wegloop en nie luister nie. En hierdie taal, hierdie metafoor kan 'n ou maklik laat voel as 'n vrou, maar sjoe, want is dit vroue metafoor en God is 'n man metafoor. Maar ons weet dis ons albei. Dis die mens. Nee. En die volk is maar simbool van die mens. Kom ons onthou dit. Kom ons bid. Here, mens sit met so baie emosies hier binne in jou. Een van skuldgevoel oor dit wat ek nie doen nie. En een oor ek kan niks doen as dit nie vir die genade van die Here is nie. Here Jesus, baie dankie dat U in ons plek kom doen het dit wat ons nie kon doen nie. Dankie dat U offer dit vir ons maklik maak om God se liefde te beantwoord. Dankie dat U gedoen het wat ons nie kon doen nie. Here, dankie vir U onuitspreeklike liefde. Dankie dat U nie ophou met ons nie, dat U aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Al wil ons al weghardloop. U hardloop nooit weg nie. Dankie dat U hierdie wonderlike verhouding van 'n liefdesverhouding vir ons leer oor hoe U voel oor ons en oor U volk voel. Dankie dat U die bruidegom is en ons die bruid. Dankie vir die intieme beeld van egte verhoudings en egte emosies. En dat ons ook weet hoe U oor ons voel. Hou vir ons styf vas ook vandag, wanneer ons deur ons eie emosies moet werk. En ons eie wêreld deurdink, ook aan die hand van die teks. Wees vir ons sag, wees vir ons naby, wees vir ons 'n Vader wat sorg en sien. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie.